Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het eens gesê, dis net die een wat sy kruis dra, wat waarlik Christus volg. Gevolglik het Bonhoeffer in die konsentrasiekampe van die Groot Oorlog sy kruis gedra en steeds Jesus se lig geskyn terwyl hy gewag het vir sy laaste oomblikke. Sy woorde herinner ons dat disippelskap en verantwoordelikheid hand aan hand loop. Nie as eienaars nie, maar as bestuurders van die lewe en die situasies wat God aan jou en my skenk. In Lukas 12 vertel Jesus die verhaal van die ryke dwaas en dan waarsku Jesus, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Die ryk dwaas het sy vrede gesoek in groter skure, maar God herinner hom dat ware lewe net in hom lê. Rentmeesterskap begin wanneer ons besef ons tyd, ons geld, ons gawes, selfs ons asem behoort aan God. Die vaders van die reformatie het dit geweet. Hul disippelskap en verantwoordelike rentmeesterskap het die waarheid helder verwoord in 5 solas. Sola gratia, alles is genade alleen en daarom leef ons dankbaar. Sola fidei, geloof alleen. Ons bestuur wat ons het deur vertroue in God. Solus Christus, Christus alleen, want hy is die bron. Sola scriptura, die skrif alleen, lei ons in ons lewe en bestaan. En dan soli Deo gloria, aan God alleen die eer. Wanneer ons dit verstaan, beleef ons vrede, vryheid en ware rykdom in God. Augustinus het dit gestel, ons hart is onrustig, totdat dit rus vind in U. Ons is nie eienaars nie. Ons is rentmeesters en gestuurdes in hierdie wêreld en lewe. Alles is genade, alles is deur geloof. Alles is Christus, volgens sy woord, tot God se eer. Here ons God, leer ons om getroue rentmeesters te wees. Gee ons vrede in U, vryheid in Christus en 'n hart wat leef tot U eer. Alles tot U eer alleen, elke oomblik van elke dag. Dankie vir die geleenthede, vir hierdie wonderlike dag wat ons in U naam kan begin. En Here, dat ons hierdie dag en alles wat hy oor ons pad bring, tot U eer kan leef. O Heilige Gees, staan ons by en lei ons in alles in U naam, tot U eer. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en is my gebed en my vertroue dat hierdie dag geken sal word deur God se nabyheid. Tot sy eer. Tot volgende keer.